Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hierdie is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer sorg dat elke episode kort genoeg is dat jy daarna kan luister terwyl jy in die ry is, as jy 'n koffiebreek vat of dalk selfs as jy om die blok gaan stap. In hierdie episode en die vorige een het gesels ek 'n bietjie oor die geleibuisbeginsel wat geld wanneer ons kyk na die belasting van trusts, of soos sommige mense ook daarna verwys, die deurvloei beginsel. In die vorige episode het ek gesels oor artikel 25B en 'n onlangse wysiging daaraan, en in hierdie episode kyk ons 'n bietjie na hoe werk hierdie geleibuisbeginsel in die konteks van kapitaalwinsbelasting, en dan ook die bevindinge van die konstitusionele hof in die onlangse Tistelsaak. So net vinnig dalk weer, die van julle wat na die vorige episode geluister het, sal reeds weet, maar net wat is die geleibuisbeginsel? Dis 'n beginsel wat in 1938 in die Armstrong-saak neergelê is, in die Rosen-saak daarna weer bevestig is deur die howe, en wat in die vroeë 1990s in die wetgewing ingesluit is in die vorm van artikel 25B, en wat die beginsel in wese maar eintlik sê is, wanneer 'n bedrag aan 'n trustee namens 'n trust toegeval word, en daai bedrag uitgekeer word of vestig in 'n begunstigde, dan word die begunstigde daarop belas, en die bedrag behou sy aard. Dit is die kern van die deurvloei beginsel. Nou, as ons na die deurvloei beginsel gaan kyk in die konteks van kapitaalwinsbelasting, dan vind ons dat in paragraaf 80 van die 8ste bylaag is daar spesiale reëls wat vir ons sê, maar hoe werk kapitaalwinsbelasting in die konteks van trusts? En die redenasie is dat as mens gaan kyk hoe hierdie reëls bewoord is, dan laat dit slegs toe dat 'n kapitaalwins een vlak afskuif van 'n trust na 'n begunstigde toe. Dit kan nie met ander woorde deur as mens na 'n multivlak trust struktuur gaan kyk, kan dit nie alle pad deur die trust struktuur affilter na die begunstigdes toe nie. Goed, as ons gaan kyk hoekom ons so sê, as 'n trust is 'n persoon, so as ons kyk na die definisie in artikel 1, is 'n trust spesifieke persoon, en daarom as die beginpunt uit 'n kapitaalwinsbelasting oogpunt is om te sê, maar as die trust hierdie persoon 'n bate verkoop of 'n beskikking van 'n bate het, dan is as ons die Engelse woord kan gebruik, die default posisie is dat die trust is aanspreeklik vir die belasting op hierdie kapitaalwins. Dan gaan paragraaf 80 sub 1 aan om te sê, maar hoe werk, wat doen ons met die kapitaalwins as die spesifieke beskikking die vestiging van die bate in 'n begunstigde is? En dan paragraaf 80.2 waar ons vandag op fokus, sê, as 'n bedrag wat uit hierdie kapitaalwins voortspruit vestig in 'n begunstigde, hoe werk dit dan? So wat hierdie paragraaf 80.2 spesifiek sê is waar 'n trust 'n kapitaalwins gaan bepaal uit 'n beskikking van 'n bate deur die trust, en die begunstigde kry 'n gevestigde reg tot die kapitaalwins. So weer eens, daar sekere begunstigdes waar hierdie beginsel nie geld nie, maar dis nie waar ons fokus vandag is. So die begunstigde, ons aanvaar dis 'n begunstigde waar die deurvloei wel kan geld, kry 'n gevestigde reg tot 'n bedrag wat uit hierdie kapitaalwins afgelei is, dan kan die trust die kapitaalwins ignoreer, en die begunstigde moet dit insluit by sy of haar belasbare kapitaalwinste. So die redenasie is dat omdat die beskikking sal slegs op die vlak van een trust gebeur, en die reëls laat toe dat daai truste dan nou afvloei na 'n begunstigde toe, dan kan dit net op daai vlak stop. So nou die volgende trust, as ons sou sê, maar ons kyk na 'n multivlak trust struktuur, so ons het die boonste trust wat die bate beskik, die winste gaan vestig in die volgende trust. As ons dan na die volgende trust kyk,
daai trust het nie 'n kapitaalwins wat voortspruit uit die beskikking van 'n bate deur die trust nie. Die beskikking het op 'n hoër vlak gebeur. En dis die redenasie waarom paragraaf 80.2 dan slegs vir een stap af se belasting voorsiening maak. As ons dan gaan kyk na die Thistle dispuut wat al die pad tot in die konstitusionele hof gegaan het, dit was juist so 'n multivlak trust struktuur waar die uitspraak sê dat daar was die Thistle Trust was 'n begunstigde van 10 wat die Engels noem vesting trusts. So ek dink wat belangrik is daar, dis nie absoluut duidelik uit die uitspraak presies wat het die terme van hierdie vesting trusts behels. As die vesting trusts behels het dat die Thistle Trust 'n belang in die bates van die boonste trusts gehad het, dink ek die uitspraak sou dalk 'n bietjie anders gelyk het. So dit wil vir mense veronderstel dat dit is nie die terme van daai trusts gewees. Dit is wel heel waarskynlik 'n geval dat die Thistle Trust 'n gevestigde reg tot die kapitaal van die boonste trusts gehad het, maar nie noodwendig die bates, die individuele onderliggende bates nie. Goed, so die boonste trust het die bate gaan beskik, dit het die wins het gevestig in die Thistle Trust, wat dan 'n diskresionêre trust was, en die Thistle Trust het weer daai wins gaan vestig in 'n begunstigde. En die argument was om te sê dat die belastingbetaler se argument was dat die deurvloei beginsel geld en die uiteindelike begunstigde moet op hierdie kapitaalwinste belas word. SARS se posisie was, soos wat ek net nou reeds verduidelik het, dat as mens na paragraaf 80.2 gaan kyk, kan daai kapitaalwins net een vlak afskuif. Die belastingpligtige se saak was op 'n argument gebou wat gebaseer was op die wetgewing in artikel 25b voordat dit gewysig is hier rondom 2017. So voorheen het 25b nie spesifiek gesê dit geld nie op bedrae van 'n kapitale aard nie. En die argument was dan om te sê maar die deurvloei beginsel is in artikel 25b en daarom moet dit op enige bedrag geld. Dit kan dan selfs die kapitaalwinste wees. Nou, die uitspraak in die Thistle saak, volgens my is dit 'n baie interessante uitspraak om te gaan lees en dit gee vir mense goeie insig in die gelykbuisbeginsel oor hoekom dit in die eerste plek tot stand gekom het, wat die doel van daai gelykbuisbeginsel is. Die uitspraak gaan ook raak ook aan 'n paar ander goed, soos byvoorbeeld om te sê maar die 8ste bylaag is nie net 'n meganisme om kapitaalwinste te kwantifiseer nie, dit gaan verder, dit bepaal ook wie's aanspreeklik vir van die kapitaalwinste. En dan gaan dit kyk die hof ook gekyk na die detailbewoording van paragraaf 80.2. En die beslissing daar was omdat dit praat van 'n kapitaalwins wat ontstaan het uit die beskikking van 'n bate deur 'n trust, en die vestiging praat ook van die woorde verwys na daai spesifieke trust wat dit moes gevestig het die hof beslis dat die kapitaalwins kan slegs een vlak afskuif. Dit is ook dan verder bevestig deur die hof se ontleding van die geskiedenis van die wetgewing en 'n wysiging wat in 2008 aangebring is aan paragraaf 80.2 wat spesifiek die bewoording gaan bysit het om te sê dit is 'n beskikking deur 'n trust. So die woorde het voorheen net van kapitaalwinste gepraat wat dalk 'n wyeer interpretasie kon toelaat. So die uiteinde in die Thistle saak is dat die kapitaalwins was dan belasbaar in Thistle, so die vlak net onder die trust waar die beskikking plaasgevind het, dit kon nie deurvloei na die begunstigdes toe nie. Ek dink tog, soos ek reeds vroeër dalk begin noem het, as dit 'n multivlak trust struktuur is waar trusts gevestigde regte in die onderliggende bates van 'n ander trust het, dink ek die antwoord kan 'n bietjie anders lyk. Maar dalk om af te sluit vir vandag dan. As ons gaan kyk na die argument wat in Thistle aangevoer is, deur die belastingpligtige, daai argument is waarskynlik heel wat verwater deur die feit dat artikel 25b sedertdien gewysig is. So dit is
eintlik al vir 'n hele klompie jare wat die argument tot 'n groot mate toegemaak is, maar die Tisselsaak bevestig dit dan net vir ons. En ek dink die beginsel wat mens dalk uit hierdie saak kan kry is, dis baie belangrik wanneer jy na die konteks van trusts en kapitaalwinsbelasting kyk, om te gaan bepaal wat is beskik en wie het dit beskik. Want dit gaan vir jou bepaal op watter vlak land die kapitaalwins, en as dit in 'n trust sou land, kan dit waar vloei dit, kan dit afvloei of kan dit nie afvloei. Dis dit vir vandag se episode. As jy van die potgooi gehou het, gaan teken asseblief aan op jou gunsteling potgooi platform en vertel natuurlik al jou vriende en kollegas van die potgooi. As jy enige terugvoer het of enige voorstelle miskien vir toekomstige episodes, dan is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My e-pos is in die notas tot die episode. En maar net weer 'n herinnering, soos altyd, niks in die episode is bedoel om belastingadvies of 'n plaasvervanger vir belastingadvies te wees. Tot volgende keer. Totsiens.